En nog 'n welkom terug aan jou. Ons gaan voort met die gedeelte oor verwoesting en in episode 2b gaan ons meer leer oor die gevolge van die sondeval soos verduidelik op bladsy 60 tot 67 van die boek. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. God het eerstens die slang vervloek, en vir hom gesê dat daar vyandskap tussen hom, Satan, en die vrou sou wees. Die vrou is 'n simbool van die kerk, of die gelowiges op aarde. Volgens Genesis 3 vers 20, is Eva die moeder van die hele mensdom. Daar is 'n baie belangrike gedeelte in Genesis 3 vers 15 wat jy nie moet mislees nie, en dit handel juis oor die verlossingsplan waaroor ons in die vorige episode gesels het. Een van die vrou se afstammelinge sou eendag die slang se kop vermorsel en die slang sou hom in die hakskeen byt. Hierdie deel van die versie is eintlik 'n profesie. Weet jy wat 'n profesie is? Onthou jy hoe ons vroeër geleer het dat God buite tyd bestaan, omdat hy tyd gemaak het? Dit beteken dat hy alles kan sien, van die begin af tot en met die einde van tyd. 'n Profesie is dus 'n openbaring van God aan die mensdom oor dinge wat nog in die toekoms gaan gebeur. En aangesien sommige van daardie dinge alreeds gebeur het, kan ons terugkyk in die geskiedenis om duidelik te sien hoe God se profeseë waar geword het. Dit is wat die Bybel so uitsonderlik uniek en tydloos maak, meer as enige ander boek wat nog ooit op aarde bestaan het of wat ooit sal bestaan. Hierdie profesie in Genesis 3 vers 15 verwys na die feit dat Jesus Christus na die aarde sou kom en dat hy Satan en sy werk van misleiding geheel en al sou vernietig. Jesus sou namens ons aan die kruis sterf en omdat hy na 3 dae weer opgestaan het, het hy die vloek van die sonde, die dood, vir eens en vir altyd oorwin. En so het Jesus dan die slang, wat Satan is, se kop vermorsel. En toe het God vir Eva veroordeel. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. Hierna het God ook vir Adam veroordeel. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Natuurlik was God nog net so lief vir Adam en Eva, al was hy baie hartseer oor hulle verkeerde keuse. Hy was veral hartseer, omdat hy geweet het wat sy hartseer nagevolge die sonde vir hulle en hulle hele nageslag, insluitend ons, sou veroorsaak. God het vir Eva gesê dat haar pyn en moeite met haar kinders se geboortes grootliks sou vermeerder weens haar sonde. God het verder vir Adam gesê dat die grond weens hulle sonde nou vervloek was en dat dit dorings en distels sou oplewer. Dit het nie voor die sondeval bestaan nie. Waar Adam se werk voorheen vir hom baie lekker was, sou dit nou baie moeite vereis. Die mensdom sou vir die res van hulle bestaan baie hard moes werk,
sodat die grond vir hulle kos kon oplewer. Uiteindelik sou Adam en Eva sterf en hulle liggame sou weer terugkeer tot die stof waaruit hulle gemaak is. Die hele geskape natuur is in wanorde gegooi, want die gevolge van sonde affekteer tot vandag toe steeds die hele skepping. Kan jy jou indink hoe hartseer Adam en Eva moes gewees het, toe hulle vir die eerste keer gesien het hoe 'n blommetjie verwelk, op die grond neerval, verrot en doodgaan. Hulle moes daaroor getreur het, net soos wat 'n mens treur wanneer iemand waarvoor jy baie lief is, doodgaan. In die verrotting van die blommetjie het hulle baie duidelik die gevolge van hulle sonde gesien, hoe die sonde uiteindelik na die dood lei. Tot vandag toe kreun en steun die hele skepping onder die hartseer en tragiese nagevolge van die sonde. Ons sien dit in gewasse wat misluk, in droogtes en in vloede. Ons ervaar dit in vreeslike storms en tsunamies wat groot gebiede verwoes, en ons sien dit wanneer ons 'n sappige pruim hap, net om 'n wurm binne-in te kry, wat die pruim reeds bederf het. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. God kon elke blom en bloeisel vernietig het. Hy kon hulle geur heeltemal weggeneem het. Soos wat ons egter die nagevolge van sonde in die dorings en distels kan sien. Net so kan ons steeds vandag God se oneindige liefde vir ons sien in die delikate geure en pragtige kleure van die blomme. Ons kan sien dat God ons vir ewig sal lief hê en dat sy genade nog steeds vir ons elkeen beskikbaar is. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Ons leer 'n hele paar dinge uit hierdie verse. Ons leer dat God vir Adam en Eva klere gemaak het van diere se velle. Dit beteken, soos vroeër genoem, dat minstens een dier moes doodgegaan het as gevolg van hulle sonde. In Openbaring, die laaste boek van die Bybel, word verduidelik dat die vrugte van hierdie boom, die boom van die lewe, genesing sal bring. Almal wat hemel toe gaan sal van hierdie vrugte eet en vir ewig saam met God lewe. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Indien Adam en Eva in hulle sondige toestand van hierdie boom se vrugte sou geëet het, sou die mensdom onsterflik geword het en vir ewig in hierdie sondige toestand bestaan het. God kon dus nie toelaat dat hulle van hierdie boom se vrugte eet nie, en daarom het hy 'n engel bevel gegee om die toegang tot Eden en die boom van die lewe te bewaak. Terloops, dit is 'n verdere bewys dat die mensdom sterflik is. Ons sou slegs onsterflik gewees het, indien ons gehoorsaam aan God gebly en so onbeperkte toegang tot die boom van die lewe gehad het. Al sou Adam uiteindelik 930 jaar oud word, het hy en Eva van daardie oomblik af stadig maar seker begin om dood te gaan. Het jy al ooit gewonder hoekom daar so baie pyn, lyding, siekte, gebrek, oorlog en hartseer vandag in die wêreld is? Baie mense blameer God en sê dat hy nie 'n God van liefde kan wees as al die verskriklike dinge in die wêreld gebeur nie. Maar onthou, die dag toe God vir Adam en Eva geskaap het, was hulle volmaak, gesond en gelukkig.
Hulle is geskape met die vermoë om self te kon kies tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid aan God, net soos ons steeds elke dag daardie keuse moet maak. Wanneer ons 'n keuse maak, dan moet ons egter die nagevolge van daardie keuse aanvaar. Toe Adam en Eva ongehoorsaamheid gekies het, was die nagevolge dat sonde, siekte, lyding en dood in die wêreld ingekom het. Dit is beslis nie hoe God wou gehad het die mensdom se lewe moes wees nie. Alle mense op die planeet Aarde is afstammelinge van Adam en Eva, of hulle dit nou wil glo of nie. En almal van ons lewens word deur die hartseer nagevolge van sonde geaffekteer. Van die oomblik wat ons gebore word, is daar rebelsheid en sonde in ons harte, wat tot baie swaar kry en hartseer lei. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Satan se metodes het nog nooit verander nie. Hy probeer steeds om ons te laat twyfel aan God se liefde, regverdigheid en betroubaarheid. Dit is veral deesdae sy doel om ons te laat twyfel aan die feit dat God die skepper is van alles wat bestaan. Ons is in 'n geestelike oorlogstryd teen Satan gewikkel. En dit is 'n oorlog wat ons nie self kan wen nie. Die goeie nuus is dat ons verlosser, Jesus Christus, Satan alreeds oorwin het. Ons het Jesus elke sekonde, van elke uur, van elke dag nodig, sodat ons in sy krag die regte keuses kan maak. Nadat God vir Adam en Eva uit die tuin gestuur het, het hulle 'n baba seentjie gehad met die naam Kain. Nie te lank daarna nie, is nog 'n seentjie vir hulle gebore met die naam Abel. Kain het uiteindelik 'n landbouer en Abel 'n skaapherder geword. Op 'n dag het hulle elkeen afsonderlik 'n offer aan God gebring. Kain het van die opbrengs van sy saaiboerdery geoffer, terwyl Abel sy heel beste lam aan God geoffer het. Maar toe gebeur daar iets belangriks. God was tevrede met Abel se offer van sy heel beste lam en hy het dit aangeneem. Maar God was nie tevrede met Kain se offer wat bestaan het uit die vrugte van die land nie, en hy het dit verwerp. Dit klink nou seker vir jou baie onregverdig, maar jy sien, 'n offer aan God het 'n baie spesifieke doel. Die onskuldige lam is eintlik 'n simbool van Christus, wat sy onskuldige, sondelose lewe sou opoffer om die prys te betaal vir die straf van die gefalle mensdom se sonde. Die bloed van die lam verteenwoordig Christus se bloed wat ons sondes afwas. Dit is hoekom mense in die Ou Testament bloedoffers aan God gebring het. So het hulle gewys dat hulle verstaan hoe sonde na die dood lei en dat 'n onskuldige lam, Jesus Christus, eendag die volmaakte offer vir die mensdom sou bring. Daarom staan dit so in die Bybel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Die Bybel verduidelik verder hoe Abel sy offer in geloof aan God gebring het, want sy hart was opreg. Maar Kain se hart was nie opreg nie, en God het dit geweet. Natuurlik kon Kain met sy broer onderhandel het om van sy vrugopbrengs vir een van Abel se lammetjies te verruil, maar hy het nie. En toe God Kain se offer verwerp, het hy hom daar en dan liderlik vervies en sommer baie kwaad geword. En die Here sê vir hom: "Waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde lê loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers." Ai, plaas dat Kain na God se liefdevolle waarskuwing geluister het, maar in plaas daarvan het hy dit geïgnoreer en gevolglik het al hoe kwater en kwater en kwater geword. En op 'n keer, toe Kain en Abel alleen in die veld was, het Kain so opgekropte woede skielik oorgekook en die volgende oomblik het hy vir Abel, sy eie broer, morsdood geslaan. Is dit nie verskriklik nie? Dit was die heel eerste moord op aarde. Natuurlik het God alles gesien wat gebeur het, en toe hy vir Kain vra waar sy broer is, het Kain blaatant vir God gejok en sommer baie parmante geantwoord deur te sê: "Ek weet nie, is ek my broer se wagter?" Kan jy jou dit voorstel om so parmantig en ongeskik met die almagtige Skepper God en
koning van die heelal te praat. Hierna het God vir Kain vervloek. En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. Nou vandag het ons nie meer 'n offerstelsel nie, want die hele offerstelsel het tot 'n einde gekom, nadat Jesus, die lam van God, die perfekte offer vir ons sondes gebring het. Daardie eenmalige en perfekte offer, wat die Ou Testamentiese offers vervang het, was Jesus se kruisdood. Daarom wil God nie meer hê dat ons enige ander bloedoffers vir hom moet bring nie. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Net eenmaal. Ek het vroeër genoem dat ons almal van Adam en Eva afstam en daarom is ons almal in werklikheid familie van mekaar. Maar hoe is dit moontlik? Kain het vir Abel doodgeslaan en hoe gaan Kain in elk geval 'n vrou kry met sy opvleende en parmantige houding? Die Bybel leer vir ons dat God vir Adam en Eva die opdrag gegee het om vrugbaar te wees en die aarde te vul. Die eerste seun wat hulle na Abel se dood gehad het, sy naam was Set. Dit beteken plaasvervanger. In Genesis 5 vers 4 leer ons verder dat Adam en Eva ander seuns en dogters gehad het. Hou in gedagte dat oom Adam 930 jaar oud geword het. Dit is genoeg tyd om 'n aansienlike groot nasie te bou. Nou hier kom die skok. Adam en Eva was die eerste mense op aarde. Hulle het baie kinders gehad. Dit beteken dat Kain en Set en al hulle broers dus met hulle eie sissies moes getrou het. Dit is presies hoe ek gevoel het toe ek dit vir die eerste keer hiervan geleer het. My boetie het ook so gevoel. Nou ek weet wat jy wil vra. Is dit nie verkeerd vir 'n boetie en 'n sussie om te trou nie? Om dit te antwoord, gaan jy so bietjie moet kophou en konsentreer, sodat ek vir jou 'n paar goedjies kan verduidelik. Jou liggaam bestaan uit biljoene der biljoene klein selletjies en binne in elkeen van hierdie selletjies is daar nog kleiner goedjies wat ons gene noem. Hierdie gene dra al die inligting wat ons van ons ouers afgeërf het, soos die kleur van ons oë en hare, die vorm van ons ore en hande, siektes, temperament en nog duisende ander dinge. Met ander woorde, gene bevat die inligting vir die vorming en die funksionering van elke liewe deel van ons liggaam. Dit is amper soos ons sagte ware. En hierdie inligting gaan ook eendag aan jou kinders oorgedra word. Soos wat hierdie gene van een generasie na 'n volgende oorgedra word, glip daar soms foute in. Ons noem die foute mutasies. En mutasies is verantwoordelik vir honderde oorerflike siektes soos kanker, as ook gebreke by geboorte. Deur die jare het hierdie mutasies in elke nuwe generasie vermeerder. Tesame met die feit dat ons al die mutasies van al die vorige generasies geërf het, ontwikkel daar vandag nog steeds nuwe mutasies. Verskillende families het verskillende mutasies. Twee mense wat uit verskillende families kom, dra gewoonlik verskillende mutasies, mutante gene. En wanneer hulle met mekaar trou en kinders kry, dan sal die goeie gene, met ander woorde die gene wat nie 'n mutasie het nie, baas speel in hulle kinders. Om hierdie rede behoort hulle kinders nie gebreke of siektes wat deur mutasies veroorsaak word te hê nie. Wanneer 'n boetie en 'n sussie egter met mekaar sou trou en kinders kry, is daar 'n baie groter kans vir gebreke en mutasiesiektes in hulle kinders. Omdat 'n boetie en sussie uit dieselfde familie kom en dis 'n baie groter kans staan om dieselfde skadelike mutasies in hulle gene te dra. In die begin was dit nie 'n probleem nie. Mutasies het nie eens bestaan nie, want God het Adam en Eva volmaak geskape. Die sondeval het egter alles, en ek bedoel alles, negatief geaffekteer, selfs daardie klein partikels wat ons gene noem. Aanvanklik was die voorkoms van genetiese mutasies nog baie laag en dit is hoekom daar geen mutasieprobleme
was toe Adam en Eva se kinders met mekaar getrou en kinders gekry het nie. Dit het baie honderde jare geneem vir mutasies om tot so 'n vlak op te hoop, dat dit gevaarlik begin word het vir 'n boetie om met sy sussie te trou. Daarom, in die tyd van Moses, ongeveer 2500 jaar later, het God spesifieke instruksies hieroor gegee. Jy kan daaroor gaan lees in Levitikus 18 vers 9 en Deuteronomium 27 vers 22. Dit is hoekom dit in die begin aanvaarbaar was vir boeties om met hulle sissies te trou, maar nie meer vandag nie. Selfs wat ons neefies en niggies betref, as eerste neefies en niggies sou trou en kinders kry, is die kans 1 uit 8 dat hulle 'n siektevormende mutasie wat tot 'n gebrek kan lei aan hulle kinders kan oordra. So, Adam en Eva se kinders het baie kinders gehad, wat ook weer baie kinders gehad het, wat nog meer kinders gehad het. Binne slegs 'n paar honderd jaar was daar honderde duisende mense op die aarde gewees, maar die meeste van hulle het geen respek vir God gehad nie. Die Bybel vertel vir ons dat hulle baie boos was en dat boosheid die enigste ding was waaraan hulle elke dag en heeldag gedink het. Mense het mekaar gehaat en die vreeslikste misdade gepleeg. Om die waarheid te sê, daar was soveel haat en geweld en sonde op die aarde, so erg was dit, dat God op daardie stadium spyt en hartseer was, dat hy die mensdom gemaak het. Te midde van al hierdie boosheid, was daar tog een man, wat getrou aan God gebly het, en daardie man se naam was Noag. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was, het die Here berou, dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Die mens, sowel as die vee, en die kruipende diere, en die voëls van die hemel, want dit berou my, dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Die Bybel beskryf Noag as 'n regverdige man, wat saam met God gewandel het. Adam was Noag se groot oupa. Noag het 3 seuns gehad en hulle name was Sem, Gam en Jafet. Op 'n dag het God vir Noag gesê dat hy weens al die geweld en boosheid op die aarde 'n groot vloed gaan stuur om al die mense, landdiere en vleiende diere te vernietig. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Voor ons meer oor hierdie vloed gaan leer, gaan ons in die volgende episode eers kyk na die ark. Jy moet lekker slaap en dankie dat jy saam met my gekyk het.